kry Genian seker die beste spannetjie wat daar is in GAS met my 8 of 9 of 10 spelertjies. En ek sou op die veld, en ons coach en hulle sê vir ons moet dit en ons moet dat en ook soos enige ander pa van 'n graad 1 seentjie dink ek wel ek is kreatief. So ek gaan nou nie al hierdie reëls volg wat hierdie ouens my gee nie, want ek weet regtig die beste way om hierdie kinders af te rig. En ek is besig, dis die graad 7 en 8 jarige kinders en ek loop net moves en calls en teken vir hulle prentjies. Naderhand het ek daar so klomp klere stukke en kouse en goeters, dan sê ek, hardloop hier en en ek sien hulle het net sulke vraagtekens op hulle kop. Maar wens jy begin hulle die goeters bietjie regkry en ek is so trots op my spannetjie want hulle speel nie in 'n bondeltjie nie, hulle maak 'n lang reguit lyn en is 'n great story. Maar nou het ek heeltyd my oog so op 'n ander spannetjie daar op die veld en ek sien hierdie arme ou sukkel. Een van daai kinders is soos hoender. Ek weet nie of jy al gesien het hoe eet hoenders vinke nie, maar hierdie kinders is soos hoenders om my bal. Hulle is almal so bymekaar. Dis 'n gekry met die ou lag net en is hierdie groot grap en ek soos weer ernstig en ek gaan met hierdie. En op 'n stadium stap ek nader na hierdie ou toe, maar hy's redelik 'n blok van 'n man. Groot bene, groot stewige ou. En ek sê vir hom, hoorie, ek sien jy sukkel. Maar as jy wil, kan ek jou 'n bietjie help. En ek bied toe my hulp aan en ek soos, as ek net 'n bietjie help, ek sê, sien jy my spannetjie maak so, miskien moet jy dit en dit en sonder dat hy sê ja nee, hy soek 'n bietjie hulp. Tipies is ek soos, maar dis wat jy moet doen en dis wat ek dink en nou al my 6 weke se afrigting, dis dit wat ek weet. En ons gaan so aan en die ou is baie nice met my, soos, yes, great, dankie, hy gaan dit doen en ek stap breë bors daar weg, soos ek het nou nie net die kinders gecoach nie, maar 6 weke in en ek coach al coaches. En so 'n paar weke later, en die ou groet my en hy's vriendelik, en sy naam is Grant, en ek sê, okay, Grant, en ek weet nie lekker, wat dit is ons by een of van 'n spitbraai of 'n ding, ek dink die Springbok het in Engeland of iets gespeel, en almal is al op die veld, en ek sien, hier kom Grant aangestap. Maar ek sien, hierdie ou het 'n Springbok trui aan. Maar ek check ook, hierdie Springbok trui lyk 'n bietjie anders as al die ander Springbok truie wat ek ken. Dis nou nie die tipiese Springbok trui wat jy koop in 'n winkel nie. En ek stap so na iemand toe en ek sê vir hulle, is daai Grant Esterhuizen? Hy sê, ja, die Springbok Center. Ek sê so. Toe besef ek, miskien was ek 'n bietjie uit my plek uit om 'n Springbok rugby speler te probeer help en verduidelik hoe hy kinders moet afrig met my 6 weke ondervinding. En die realiteit is, wanneer dit kom by die Heilige Gees, dink ek en jy het baie keer sulke welpie afrigting oomblikke, waar ons eintlik met die Here praat, met 'n mindset van, ek weet wat in my lewe aangaan, ek weet hoe dinge moet werk, ek weet wat is die uitkomste wat ek wil hê, en hier is wat ek dink u moet doen. En die Heilige Gees is so gentle en so sagte deel van wie God is dat, hy sê, ja, ek dink dit is 'n great idee. En hy's excited en hy smile, en in the meantime sit ek en jy hier in ons beperkte kapasiteit, en ons kan net soveel doen, en die Heilige Gees het hierdie kapasiteit, maar omdat ons hierdie approach het teenoor hom, en teenoor die lewe, en teenoor wat ek en jy dink ons wil hê, en dink ons nodig het, kom sit ons onsself eintlik so 'n bietjie in 'n awkward posisie, waar dinge nie altyd lekker uitwerk nie, en ek en jy 'n baie limited verstaan het van wat die lewe oor gaan, en hoe om die lewe aan te pak, en vanaand gesels ons oor, wat doen die Heilige Gees vir my? Wat doen hy vir jou? En die sleutelskrifvers is in Efesiërs 1 vers 13. So is julle ook in hom gemerk met die merk van die Heilige Gees wat beloof is. Jy moet weet. Wanneer ons praat oor God die Vader, Jesus die Seun, God die Heilige Gees, dis almal God. Calvin het dit ook laasweek so mooi gesê, dis net verskillende uitdrukkings, en elkeen het 'n verskillende funksie wat hulle vervul. En toe God die aarde geskape het, en 6 dae en 7 dae gerus het, toe lees ons in die woord, het God gaan sit en gesê, dis perfek.
Ons lees nêrens in die woord weer dat God opgestaan het en weer begin werk het nie. So God as die skepper, God as die Vader het alles geskape en in motion gesit en ons lees in Genesis dat dit wat hy gedoen het en dit klaar gedoen het. En toe 'n hele paar jaar daarna toe kom Jesus aarde toe en ons lees dat Jesus op die aarde was, hy was gebore en hy was hier vir 'n spesifieke doel en hy het sy lewe geleef en hy het gedoen wat hy moet doen, hy het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan uit die dood en toe vaar hy op na die hemel toe en hy gaan sit aan die regterhand van God. So daar's hierdie blok van wat God gedoen het, daar's hierdie blok van wat Jesus gedoen het en hy het sy rol kom vervul en hy het wat hy moes kom doen op hierdie aarde het hy kom doen en ons lees nooit dat Jesus weer opgestaan het uit sy stoel uit nie. Die oomblik wanneer ons lees dat iemand 'n posisie van sit inneem op 'n troon, dan beteken dit hy is klaar. Maar voor Jesus opgegaan het hemel toe, toe sê hy vir sy disippels, ek stuur vir julle die helper, ek stuur vir julle 'n grant. Ek stuur vir julle iemand wat julle kan help, ek stuur vir julle iemand wat julle gaan wys om hierdie lewe te leef, ek stuur vir julle iemand om by julle te staan, en dit is beter dat ek gaan, en dat hy kom. So met ander woorde, jy is gemerk, as jy 'n Christen is, het jy die merk van God af, en hy sê, jy ontvang die Heilige Gees. Die Heilige Gees is een met jou merk, die Heilige Gees gaan ons nou vanaand bietjie gesels oor, wat hy alles vir my en jou kom doen, maar jy hoef nie te wonder of die Heilige Gees deel is van jou walk met Jesus nie. Hy is daar, maar partykeer leef ons net verby hom. Imagine Jesus moes op hierdie aarde by elkeen van ons dieselfde tyd gewees het. In persoon. Kan jy imagine hoeveel koffieafsprake hy gaan moet hou? Maar hy sê nee, dit is nou die Heilige Gees se beurt op hierdie aarde om sy rol te kom vervul in jou lewe. Jy moet weet vanaand 'n paar goedjies. Die Heilige Gees het 'n rol in jou lewe. Die Heilige Gees is daar om dit wat Jesus kom gee het vir jou en kom moontlik maak vir jou. Die Heilige Gees daar tot jy tot die volle potensiaal van dit wat God wil hê jy moet wees en wie Jesus wil hê jy moet wees uit te kan leef. En jy moet weet dat die Heilige Gees skrik nie vir jou nie en hy kruip nie weg daar diep in die donkerste hoekie. Partykeer is ons soos, ja, as ek net die Heilige Gees kan ontdek, hy is nie ver nie, hy is hier. Die deel van God wat hier tussen my en jou nou teenwoordig is in die worship, die goed wat jy ervaar en voel en die goed wat jy sien, dis die Heilige Gees, dit is God by jou. So net wanneer ons dink en hoe ons praat met die Heilige Gees by ons. Wanneer ons bid, dan bid ons met die Heilige Gees teenwoordig by ons. Wanneer ons sê die Here is by my, dan sê ons die Heilige Gees is by my. En hy is hier vir jou. Nou hier's iets wat ek weet oor jou en wat ek weet oor my. Ons almal wil graag die lewe leef wat God vir ons het. Ons wil almal wil graag in dit wat God geskaap het vir my en jou om te wees. Ons wil graag dit vervul. Ons wil graag die volheid lewe daarvan, maar partykeer voel ons magteloos. Ons voel onseker. En dit voel partykeer of ons geestelik droog is. En die ding wat ons eintlik wil hê, die ding wat ek weet jy wil hê en dis iets wat ek van jou weet, is om te verstaan wie die Heilige Gees is en hoe hy elke dag in my en jou lewe werk. As jy dit nie oorwonder nie, en as dit nie 'n vraag is by jou nie, is dit 'n great plek om te wees vanaand. As jy soos ek in plekke groot geword het, waar wanneer dit oor die Heilige Gees het, het gehelp het hulle dit die Holy Ghost noem nie, want jy het gedog is hierdie spokerige ding en ek gaan nie daar nie. Ek kan, God die Vader kan ek verstaan, Jesus die Seun kan ek verstaan, die kruis, die prentjies, die baba, Jesus, die hele storie, maar Holy Ghost is freaky. Mense praat in ander tale, mense doen snaakse goeters. Die normaalste ding vir jou as 'n Christen om te doen, is om te lewe in step, in momentum, saam met die Heilige Gees. Dis vir jou awkward. Jy sit jouself in 'n baie moeilike posisie as jy dink jy gaan 'n Christen lewe leef sonder die Heilige Gees. Want hallo, die woord sê vir ons, hy wys vir ons wie Jesus is. So dit wat jy dink jy weet van God, en dit wat ek dink ek weet van Jesus, dis alles die Heilige Gees wat deur ons kom werk en dit vir ons kom moontlik maak. Dis wat ek weet van jou, is jy wil die lewe leef, jy wil dit doen, partykeer weet jy nie hoe nie, partykeer nie waar nie, partykeer weet jy nie waar die Heilige Gees inpas in my elke dag lewe nie. Nou hier's die probleem wat ek en jy het. En miskien is dit net ek maak twyfel, want ek weet dat hierdie is 'n probleem en is iets wat ek weet van my en van jou. Is dit ons probeer hard om vir God te leef, maar ons voel partykeer swak, moeg of vasgevang.
Ons glo in Jesus, maar ons het nog nie die krag van die Heilige Gees lekker ervaar in ons lewe nie. Ek meen, wanneer laas het jy iemand uit die dood uit opgebid en hy het opgestaan? Iemand se oë gevat wat blind is en hulle het begin sien. En baie keer dink ons dis al wat die Heilige Gees doen. En hier is seker die grootste ding wat so groot breek vir my en jou kan wees. Ons probeer presteer om God se goedkeuring te kry. Ons probeer partykeer presteer om agter te kom, hoorie, maar ja, is God happy met my? Doen ek die regte dinge? Miskien as ek dit en dit en dit doen, dan gaan God dit doen. In plaas van om in die plek uit te lewe waar God ons die krag gee om te kan doen wat hy wil hê ons moet doen. Om te kan wees wie hy wil hê ons moet wees. Ons het dit partykeer so verkeerd om, as ek net, baie keer as ek jong mense wil doop, dan sê hulle, nee, weet jy wat, ek moet net eers gou gaan swat, en ek is bang as ek nog gedoop is, dan kan ek nie 'n lekker studentenlewe hê nie. Maar as ek klaar is, dan gaan ek gedoop word. En ons het dit daar nog bietjie verkeerd om, dat ek nie dink ons moet God se goedkeuring verdien. Dat ons God se aanvaarding moet verdien. God aanvaar jou. Hy keer jou klaar goed die oomblik as jy in Jesus is. En my en jou job nou is nie om God te impress nie. My en jou werk op hierdie aarde is nou om deur die krag wat in ons is, wat gehelp word deur die Heilige Gees, om soos Jesus te leef daar buite. En dis die probleem wat ons het. So hier's ek en jy, ons wil weet hoe om dit te doen. Die probleem wat ons het is, ons weet nie altyd lekker hoe om dit te doen nie. So ek gaan vanaand vir jou net 'n paar goed gee, maar die goeie nuus is, as iemand wat jou wil help deur hierdie. Want as ons regtig vir 'n oomblik eerlik kan wees, hoeveel keer wonder ek en jy, hoe bid ek vir die? Here, ek verstaan nie lekker hoe geld en kerk en die goed by mekaar uitkom nie. Here, hoekom kry ek nie 'n man of 'n vrou nie? Here, hoekom werk jy goed net nooit vir my uit nie? Is net ek wat daai vra, is enige iemand hier saam met my? Niemand? Ja, okay. Hier nie? Okay, dankie. Ons almal vra die hoekom vraag. Miskien maak dit meer sin. Here, hoekom ek? Hoekom moet hierdie goed met my gebeur? Hoekom verstaan ek nie hierdie ding nie? Here, hoekom kan daai persoon dit en dit en dit verstaan en so lyk en so gelukkig wees en alles werk dit vir hulle uit, maar wat van my? Here, hoe is ek hierdie persoon wat ek weet ek moet wees, maar ek kom net nie daarby uit nie? Jy raak hierdie prentjie van wie jy kan wees, wie jy dink jy kan wees as 'n Christen en dit wat God vir jou gegee het en dit voel vir jou. Ja, as ek eendag daar gaan uitkom, kan ek maar wragtig doodgaan want dan is my lewe 'n sukses. Maar ons het hierdie prentjie van wie ons dink ons kan wees as Christene, maar dit voel asof hierdie gap massive is. As jou gap massive is, wil ek vir jou sê jy is op 'n baie gesonde plek as jy dit sien. Maar die oomblik as jy dink jy het niks om mee te groei nie, niks om mee beter te raak nie, dan is jy op 'n baie gevaarlike plek. Sien, die Heilige Gees love hierdie gap. Hy love hierdie geleentheid vir jou om te besef, hier's waar ek is, maar ek weet God het soveel meer vir my en die Heilige Gees is die gids wat binne in daai posisie instap en sê, kom ek vat jou probleme om hierdie goed uit te leef en ek stap saam met jou hand aan hand en hand. Sodat jy meer en meer soos Jesus word. God se hart is nie die doelwitte wat ons bereik nie. God se hart is die persoon wie ons word. Dis hoe ons ontwikkel en wie hy wil hê ons moet word. Nou kan julle na daai slides toe gaan, die heel eerste enetjie, ons gaan by die plan kom. Wie van julle weet wat is hierdie? Dit is 'n sagte bal batting glove. Ja, ek sê, as 'n golfhandskoen. Julle almal kan sien wat se brand dit is, nê? Nee. Enige golfers wat weet waarvoor FJ staan? Ja, dis awkward, nê? Nee? Dis 'n FootJoy handskoen. Ja. Maar die handskoen is gemerk. Dis die label, dis die brand wat dit is en die handskoen is vir 'n spesifieke doel gemaak. Hy is spesifiek geshape, hy stretch op sekere dele. Jy sal glo hy het 5 vingers. As jy 4 het, kan jy seker een afsny. Maar hy is presies in die vorm van die hand. Hierdie handskoen is 'n
Handskoen. Niemand wonder wat dit is nie, niemand wonder wat se brand dit is nie, niemand wonder wat dit is wat die handskoen moet doen nie, nee. Maar it's amazing, wanneer hierdie handskoen leeg is dit net 'n stuk leer. Ek dare jou, bring 'n cricketbal, en dan hou jy die handskoen so, en dan probeer jy die cricketbal vang as ek hom vir jou gooi, net met die handskoen. Want die oomblik as die handskoen leeg is, het hy geen krag nie. Daar's niks, so as jy golf speel of handskoene draai in die winter, gaan elke keer wanneer jy jou handskoene aantrek, jy nou lekker remind word aan vanaand. Die oomblik wanneer jy hierdie handskoen koop, is hy alles wat hy moet wees. Die oomblik wanneer jy tot bekering kom en Jesus red jou en hy maak jou 'n nuwe mens, hy merk jou, hy sê, jy is gemaak vir 'n spesifieke doel. Hy gee vir jou alles wat nodig is, al die padding op die regte plekke, sagte leer waar dit moet sag wees, harde leer met 'n lekker velcro strappie en alles. Hy gee dit vir jou. En hy kom maak jou kompleet. So jy hoef nooit te wonder toe jy tot bekering gekom het of Jesus jou heel gemaak het of nie. Hy gee vir jou alles. Maar baie mense vat hierdie handskoen en sê, "Oh, dis great, ek like hierdie nuwe lewe, hy's skoon en hy's reg en nou gaan ek wag tot ek eendag hemel toe gaan." En die handskoen word nooit gebruik waarvoor hy gebruik moet word nie. Sien die oomblik wanneer ons hierdie handskoen vat, is hy net 'n stuk leer wat mooi lyk, nice op 'n rakkie, maar die oomblik wanneer ons 'n handskoen aantrek, dan vervul hy die doel waarvoor hy gemaak is. Jy sien, die handskoen is presies ontwerp vir die hand. Want die hand is die ding wat deur die handskoen werk om te doen wat hy moet doen. Ewe skielik kan ek my golfstok vashou. Ewe skielik gly hy nie. Ewe skielik kry ek nie blaasies op my sagte handjies nie. Ewe skielik lyk ek cool op die golfbaan want ek het 'n handskoen. Jy moet besef dat jy is gemaak om gevul te word deur die Heilige Gees. Die oomblik wat jy tot bekering kom woon die Heilige Gees reeds in jou. Alles is daar. Maar daar's 'n oomblik in jou lewe waar jy moet besef, die Heilige Gees is in my. En hy wil, soos hierdie hand in hierdie handskoen, deur my werk, sodat die handskoen kan moet doen wat hy, sodat ek kan moet doen wat ek moet doen. En is onmoontlik vir die handskoen om te doen wat hy moet doen en sy rol te vervul en sy doel te vervul sonder 'n hand binne in hom. So mooi soos wat dit lyk, so oulik soos wat dit lyk, so lekker soos wat dit ruik. Geen hand, geen purpose. En baie keer is dit waar ons as Christene is, ons het alles, maar ons besef nie dat die Heilige Gees is in ons en hy het die een wat die vermoë het om jou te laat groei. Hy is die een wat die vermoë het om die beste weergawe van wie jy kan wees uit jou uit te bring. Hy is die een wat vir jou die vrae het wat jy vir God het, wat jou kan kom help en sê, okay, maar kom ek help jou die ding verstaan. Kom ek help jou om hierdie situasie te hanteer. Kom ek wys jou wat om te bid. Kom ek wys vir jou wat hierdie skrifvers beteken. Kom ek help jou verstaan. Hy is die gids by ons. En ek gaan vir jou vanaand 4 punte gee. En as jy 'n skrywer is, kan jy skryf. As jy jou een van die mense is wat jou eie WhatsApp groepie vir jouself het en jou notes daar opneem, jy is welkom. Maar ek wil regtig hê, as dit 'n behoefte in jou hart is, om meer van die Heilige Gees te weet, en te weet hoe hy werk binne in jou, skryf hierdie skrifverse neer, en gaan lees daaroor, en praat met hom. Baie keer het ek gewonder, is dit moeilik om met die Heilige Gees te praat, is dit moeilik om te bid? Dis net 'n conversation met die Here. Dis net 'n conversation, wat jy oop en eerlik met hom kan wees. So hier is die 4 punte, kom ons spring dit in. So, ons het jou, ons het 'n probleem, ons het 'n gids, en hier is die 4 stappe, hier is die plan wat die Heilige Gees vir ons gee. Die eerste een, hy gee vir jou nuwe lewe. Jy moet dit weet vanaand. Jy kan nie hier rondstap en sê, my lucky break kom nog, of enigiets is dit nie. Die oomblik toe jy tot bekering kom, is dit die Heilige Gees in jou. Johannes 3 vers 3 sê, jy word wedergebore deur die Gees.
So wedergebore is hierdie plek waar die ou ek doodgaan en 'n nuwe ek letterlik opstaan uit die doodheid. 'n Nuwe mens word gemaak. Jy word nuut gemaak wanneer jy tot bekering kom. Dit voel nie altyd so hier in ons gedagtewêreld nie en dit voel nie altyd so fisies nie, maar in jou gees moet jy weet die ou jy is dood en die nuwe jy staan op. Jy word 'n nuwe mens en dit is deur die Heilige Gees wat dit gebeur. Hy het jou na Jesus toe getrek. Jy dink miskien is jou pel wat vir jou getrek het en gesê het, hoorie, ou, daar's baie meisies daar by daai kerk, ons moet gaan. Dis die Heilige Gees wat dalk deur hom werk in 'n weird manier om jou nader te trek. Die aand het jy gestaan het of die aand het jy gestaan het en jy voel jy's maar dit voel of hierdie ou net met my praat. Daai aand is dit die Heilige Gees wat jou na Jesus toe trek en sê, hey, jy het Jesus nodig. Jy het nodig om gered te word. Jy het nie jouself gered nie. Die Heilige Gees is die een wat deur Jesus se werk ons kom red het. Efesiërs 2 vers 8 tot 10 sê, jou redding is 'n geskenk. Die oomblik wanneer ons tot redding kom en ons nie meer vir altyd hel toe gaan en weg van God af is nie, maar altyd vir ewig by hom gaan wees en hemel toe gaan en God se teenwoordigheid by ons hier op hemel op aarde kan ervaar en beleef, moet ons besef dis 'n geskenk van God. Niks wat ek en jy doen kon ons redding verdien nie. Maak nie saak hoe min jy gevloek het en hoe nice jy met almal is en hoeveel keer jy daarso by Engine Garage vir iemand 'n geldjie gegee het wat langs die pad staan nie, jy kan nie jou redding koop nie, jy kan nie jou redding bewerk nie, jy kan dit net ontvang. Jy is gered omdat Jesus vir jou die geskenk gegee het. Efesiërs 1 vers 3 tot sê, hy bevestig jou plek in God se familie. So hierdie is deel van die plan wat jy jouself moet herinner wanneer dit kom by die Heilige Gees. Hy is die wat my gered het, hy is die wat my na Jesus toe getrek het, hy is die een wat hierdie geskenk na my toe gebring het en dan hy is die een wat my plek bevestig in God se familie. Jy is nie 'n weeskind nie. Jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie deel van hierdie familie nie. Dis die Heilige Gees se werk binne in jou. As jy vir hom sê, Here, ek voel nie of ek behoort nie, ek voel nie of ek deel van iets is nie. Help my. Hy sê met jou kom oortuig en sê, hoor jy, maar jy moet onthou, jy is een van God se seuns, jy is een van God se dogters. Man, hy is lief vir jou. Hy wil jou hy mis jou wanneer jy nie by hom tyd spandeer nie. Hy mis jou wanneer jy nie met hom praat nie. Hy mis jou wanneer jy in die woord en del van hoor wat jou pa oor jou sê nie. Die Heilige Gees kom oortuig my en jou oor wie ons is in God se familie. As ons net hierdie een ding snap, ek is 'n seun van God, ek is 'n dogter van God, verander dit alles vir my en jou. Ons vertrekpunt oor die lewe, ons uitkyk oor die lewe, want as jy weet jou pa is God oor alles, en jy glo dit regtig met alles in jou hart, wat is onmoontlik vir hom? Niks nie. Jy hoef nie te wonder, hoor jy, maar niemand cheer my aan nie, niemand support my nie, die pa van die heelal support jou. Glo in jou, droom oor jou, groter droom as wat jy oor jouself kan droom. So hier is die kernwaarheid oor daai eerste punt. Die Heilige Gees is die rede hoekom jy glo en behoort. Hy bevestig dat jy God se kind is. As jy vanaand gekom het net om daai stukkie te moet hoor, hoop ek regtig dat hy na jou hart toe vat en dit hier gaan impak vanaand en dit hier gaan inpen. Jy is God se kind. Jy is God se kind. Die tweede een, hy gee jou krag. Dis iets wat die Heilige Gees doen. Sonder die hand, met die hand. Sonder die hand is hy pap, met die hand is hy sterk. Sonder die hand kan hy niks doen nie, met die hand kan hy alles doen. Matteus 3 vers 16 tot 17. Jesus is bemagtig deur die Gees voor hy sy bediening begin het. So self Jesus, so as jy dink jy gesukkel, moenie worry nie. Voordat Jesus al die werk begin het op hierdie aarde, was hy bemagtig deur die Gees. Ons lees toe hy gedoop is, toe sê hy toe uit die water uit opkom, toe sak die Heilige Gees neer op hom, soos 'n duif vir die hemel. En eers daarna het Jesus begin bedien en sy lewe leef en doen wat hy op hierdie aarde moes doen. Jy moet ook bemagtig word deur die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang. Dis nie julle sal miskien krag ontvang nie, of as julle genoeg kerk toe gaan en in 'n selfgroep is en genoeg dit, dan sal jy dalk krag ontvang nie. Hy's baie duidelik in Handelinge en hy sê, dis Jesus wat hy praat in Handelinge 1 vers 8 voor hy gaan. Hy sê, die een wat kom, wag vir hom, dis die Heilige Gees, en hy sal vir julle krag, julle sal krag ontvang, wanneer hy deur julle begin leef. Vraag,
En 'n honesty question, jy kan hom net self in jou hart antwoord. Dink jy regtig partykeer, as jy eerlik jouself moet vra, of die krag van die Heilige Gees net vir sekere mense is en nie vir jou nie? Jy kyk na ander mense en dan dink jy, ja, ou kan bid, daai kan dit, daai kan sing, daai kan so. Ek weet nie of die Heilige Gees so deur my kan werk nie. Jesus het nie hier gesê, sekere mense sal krag ontvang, hy het gesê, julle sal krag ontvang. In Korintiërs 2 vers 4 en 5, hy sê, dis nie oor jou talent nie, maar die Gees se krag. So God gee vir jou gawes en talente, hy doen dit, hy is nie bang om dit te doen nie, hy het jou geskaap, hy het jou mekaar gesit, maar die Heilige Gees is die een, jy het alles wat jy nodig het, hy is die een wat daai goed kom aktiveer binne in God se planne en raamwerk. Ek weet nie of jy ooit nodig gehad het om die directions te lees van 'n golfhandskoen nie. Want it's amazing toe die ouens die ding maak, toe sê hulle, daar gaan ouens wees wat nie weet om die ding te gebruik nie. So ons moet agterop sit, haal die golfhandskoen uit die sakkie uit. Maak hom oop, sit hom aan, trek hom aan, doen die hele storie. Want hulle weet hoe hy werk. En in dieselfde manier is die Heilige Gees die een wat jou die krag gee, en God sê, hoor jy, ek het nodig dat jy verstaan wie die Heilige Gees is, dat hy die een is wat die krag gee om kom sit, en ja, jy het talente, en ja, jy het gawes, en ek wil sien, dat dit ontwikkel, dus hoe die Here voel oor my en jou, en hy wil sien dat dit groei, en dat dit 'n volle potensiaal bereik, maar hy het nodig, dat jy kan oorgee aan die krag van die Heilige Gees. Jesaja 11 vers 2, en Lukas 4 vers 18, die Gees bring wysheid, krag, en hy bring purpose vir my in jou lewe. Hier is die kernwaarheid rondom hierdie, die Heilige Gees bemagtig jou om dapper te leef, om goed lief te hê en in jou roeping te wandel. Daai is 'n suksesvolle lewe. As jy kan dapper wees, dit beteken jy het geloof vir die onmoontlike. As jy kan lief hê, dit beteken oral waar jy gaan, is ander mense beter om jou as gevolg van jou teenwoordigheid by hulle. Maak nie saak wat gebeur nie, jy het mense lief. En om dit waarvoor God jou geroep het uit te leef op hierdie aarde. Ek imagine ons kan mense kry om net daai 3 goed te doen en te pursue in hulle lewe. OK, die derde punt, ons is amper daar's net 4. Help jou in jou swakheid. Johan, jy kan vir my opkom asseblief. Honesty moment, weer eens. Ek ken nie iemand wat hier voor my sit wat ek ken, wat nog nie swak was nie. Ergens in jou lewe, maak nie saak hoe hoog jy is en hoe goed dit gaan nie en jy dink niks en niemand kan jou raak nie en alles is great, ergens om die draai wag daar ietsie wat jy dalk net so bietjie laat struikel. En dan is dit scary wanneer ons van ander mense verwag om daai spasie vir ons te kom vul en te kom sê, hoorie maar, yes, ek voel jou, ek hoor jou, ek is by jou, ek kan nie dink dat die ding met jou gebeur het nie, wat kan ek doen vir jou? En ons het partykeer daai verwagting dat dit mense se rol is in ons lewe, dat hulle in daai plek sal inkom en sê, hoorie maar, ja, dinge gaan nie lekker nie, maar ek sien vir jou, in jou swakheid. En dan wanneer jy vir iemand probeer verduidelik, wat regtig luister en regtig omgee, het hulle nie altyd ander die antwoorde nie. Ek bedoel, hoeveel keer het jy al iemand vertel van 'n uitdaging wat jy het, 'n probleem wat jy het, en al wat hulle sê is, ek wens ek kon iets vir jou doen. Of ja, ek weet nie wat die regte antwoord is vir die ding nie. Jy moet verstaan dat in ons moeilikste tye is die Heilige Gees, hy probeer nie nog uitfigure wie jy is nie. Dit wat daai persone gedoen het, of wat iemand gesê het, of die ding wat onredelik was, of wat jy regtig nie daai intensie gehad het nie, en niemand verstaan dit nie. Verstaan, daar is 'n God by jou, Heilige Gees by jou, wat die beste vir jou wil hê, wat regtig lief is vir jou, en hy sê vir jou, ek verstaan jou. En ek verstaan jou nie net nie, maar in jou swakheid wil ek vir jou kom krag gee, ek wil jou sterk maak, ek wil vir jou, hierso in Romeine 8 vers 26-27 sê hy, wanneer ons nie weet wat om te bid nie, kom die Gees en hy tree in vir ons, en hy bid namens ons vir dit wat ons nodig het. Imagine that. What a tag team partner to have. Here, ek weet nie meer wat om te bid nie. Heilige Gees, help my. Here, dit is te seer.
Here, die depressie is te erg. Here, die druk is te veel. I don't know what to do. Die Heilige Gees is daar en hy sê, hoor, ek wil vir jou in, ek dink hy raak soms half excited, soos hier is waar ek nou inkom. En jou swakheid. En hy bid vir jou in lyn met God se wil, want hy ken God die Vader se hart. Wanneer die Heilige Gees namens jou bid en jou gebede lei, dan is dit akkuraat en is in God se wil. En dis die kernwaarheid. In jou swakheid is die Heilige Gees jou krag. Nie jou ouers nie, nie jou besties nie, nie jou vriende nie, nie jou bloedbroers, nie jou niemand niks. Jy kan nie daai verwagting op mense sit nie, want mense is mens. Die Heilige Gees is God. En hy is die perfeksie van liefde. So ek wil jou aanmoedig, wanneer jy groot issues het, chat met iemand daaroor, maar moenie verwag dat hulle jou probleme vir jou moet oplos nie. Moenie verwag dat hulle jou moet sterk maak in hulle swakheid nie, want die kans is goed dat daai persoon met wie jy iets deel, dalk deur 'n groter swakheid gaan as wat jy gaan. En is vir hom klaar net so baie om na jou swakheid te luister, dat hy self oorweldig voel en hy weet nie regtig wat om te doen nie, maar aan die ander kant sê die Heilige Gees dan sê hy, ek is die een hier wat vir jou krag kom gee. Ek sê met jou gaan help bid wanneer jy nie weet wat om te doen nie. En al hierdie goed is hierdie seker die mees exciting punt. Die Heilige Gees maak jou soos Jesus. 2 Korintiërs 3 vers 8 sê hy verander jou om al meer soos Jesus te word. Ek wonder of jy dit weet. Maar dit is seker God se grootste begeerte vir jou. Is dat jy meer en meer soos sy seun word. Elke dag. Daar sê 'n limit nie, ek en jy sal nooit Jesus wees nie. So hy het nie 'n expiry date of 'n doelwit wat jy kan bereik en dan is dit verby nie. Dis die Heilige Gees wat in jou wil werk. Intern, diep, deurlopend, waar dit seer is, waar dit stikkend is, waar niemand jou verstaan nie, waar dit goed gaan. Waar jy groei. Dis sy werk om jy elke dag meer en meer soos Jesus te maak. En ek kan vir jou beloof, as ek na Jesus kyk, daar waar hy gegaan het, waar almal om hom wees. Daar waar hy gegaan het, het hy 'n impak gemaak. In 3 jaar het hy iets reg gekry wat meeste van ons in 'n hele leeftyd en 2 daarby nog nooit sal reg kry nie. Ek meen, wanneer laas het jy ergens heen gegaan en 15 mense klap voet om jou daar te kry, net om te hoor wat jy wil sê. Jesus het invloed gehad, Jesus het liefde gehad, Jesus het 'n impak gehad, Jesus het 'n verskil gemaak, het die koers van die wêreld vir altyd verander. God wil hê ek en jy moet meer en meer soos Jesus word. Dis onmoontlik vir my en jou om te groei in die persone wat God wil hê ons moet wees, sonder die hulp van die Heilige Gees. Dis onmoontlik. En hier is die kernwaarheid, die Gees se doel is nie om jou indrukwekkend te maak nie, maar om jou soos Jesus te maak. Dis nie Heilige Gees se werk om jou te maak sodat wanneer mense na jou kyk sê, impressive. Dis die Heilige Gees se werk om jou meer soos Jesus te maak. Om jou te groei en te groei en te groei en te groei. Meerdeels hoop ek vanaand dat jy hoor dat God wil so geïntegreerd leef met jou. It's amazing wanneer jy na die handskoen kyk, wanneer in iemand se hand is. Jy sien nie die hand nie. Jy sien die vorm van die hand. Jy sien die beeld van die hand. God het gesê, kom ons maak mense in ons beeld. Wanneer jy vol van die Heilige Gees is, dan reflect jy die beeld van God vir die wêreld daar buite. Mense kan sien dat as hulle na jou kyk, jy's anders. Dink anders, jy leef anders, jy is liefde, jy is wys. Jy is gemaak om gevul te leef met die Heilige Gees. That's just the way it is. En van ons weer vra om saam met te staan vir so 'n oomblik, soos ons klaar maak. 1, sodat jy nie heeltemal in slaap raak nie, en 2. Ek dink net jy moet 3 oomblik vasgryp. Miskien jou oë toe maak vir so 'n oomblik, net die prentjie kry en sê, hoorie maar, okay. Ek moet nou 'n mindshift te maak dat die Heilige Gees nie ver weg is nie, maar dat hy naby is. Hy is so naby hier, dat
hy letterlik in my is. En hier's wat ek vanaand wil hê jy moet doen nou. Jy moet eers ontvang. Aanvaar die waarheid dat jy gemerk is deur die Heilige Gees. Glo dat hy in jou woon en namens jou werk. Miskien so wat jy daar staan vanaand, sê Here, ek ontvang dit, wie sê ek is. In jou eie woorde, praat met die Heilige Gees, sê, dankie dat ek dit kan ontvang. Dankie dat ek kan weet wie ek is. Dankie dat ek weet dat ek gemerk is deur die Heilige Gees. Dankie dat ek kan glo dat hy in my woon en namens my werk. Ek ontvang dit wat hy vir my het. En die tweede ding is, ek wil hê jy moet reageer daar waar jy staan vanaand. Miskien al vir 'n oomblik waar jy sit en sê, Heilige Gees, ek wil saam met U werk. Net in jou eie woorde, ek wil nie meer goed alleen doen nie. Ek wil toelaat dat U my lei. Ek wil U stem hoor, ek wil daagliks saam met U hierdie pad stap. Ek wil meer verstaan wie Jesus is. Ek wil toelaat dat U my help groei, Heilige Gees. Heilige Gees, dankie dat U by my is en dankie dat ek kan reageer en jou stem leer ken. Heilige Gees, dankie dat U nie ver is en dat U my verstaan vanaand. En die derde een is, ek wil hê jy moet vanaand oorgee. As jy nie oorgee nie, dan bly jy hierdie leeuhanskoen. Die oomblik as jy oorgee, miskien het jy al oorgegee en jy wil net vanaand dit net weer opnuut doen. Jy kan dit nie genoeg doen nie. Maar so wat jy staan vanaand te oorgee, ek net bid net die volgende goeders. Ek is magteloos sonder die Heilige Gees. Ek is magteloos sonder U wat my lei. Sonder op die krag wat ek kan vertrou. Heilige Gees, ek dankie dat ek kan oorgee en rus ontvang en vrede ontvang en leiding ontvang van U af. Heilige Gees, dankie dat U genoeg is vir ons. Dat alles wat ons nodig het, ons in U kry. Dat U nooit die rug op ons sal draai nie, nooit sal moeg word nie, nooit sal nee sê nie, nooit sal sê ek is nou besig nie, nooit sal sê ek verstaan, maar daar's niks wat ek kan doen nie. Heilige Gees, dankie dat U by ons is en dat U die een is wat ons help lewe en loop in hierdie plan wat Jesus vir ons het. Ek bid so as daar vanaand mense staan nie wat Heilige Gees wat U nie ken nie, dat hulle so hulle harte sal oopmaak en innooi en weet dat U is reeds daar. Hulle het dalk 'n welpie afrigter oomblik wat hulle U mis. Dat hulle so die impak van U op hulle lewe sal voel. Dat U vir hulle die liefde van die Vader sal wys. Die liefde van Jesus sal wys. Die waarheid van hulle identiteit en wie hulle is. Dankie dat U altyd by ons is. Amen. Amen. Jy mag jou sitplek inneem. Ek sluit af vinnig met hierdie. So hier's wat op die spel is. Jy moet dit onthou. 1. As jy die Heilige Gees vertrou, sal jy lewe met krag, jy sal lewe met vrede en jy sal lewe met purpose. Daar sal 'n doel wees in jou lewe. Jy sal meer en meer en meer soos Jesus word en jy sal die lewe leef waarvoor God jou geskep het met die Heilige Gees. As jy hom ignoreer soos wat ek gedoen het met Grant, sal jy op jou eie krag staat maak, geestelik uitgeput voel en die volheid van die lewe in Christus misloop. So is redelijk 'n easy equation. Met die Heilige Gees, sonder die Heilige Gees. En my laaste bemoediging vir julle, jy is gemerk, jy is nie alleen nie. Die Heilige Gees is met jou, hy is vir jou en hy werk in jou. Laat hom wees presies wie hy wil wees in jou lewe.